dat dinge eintlik besig is om baie lelik te word. Kom ons word stil voor hom. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Here onse God, hoe heerlik is dit om vanaand weer in u teenwoordigheid ons te kan koester, om onder u vleuels te kan skuil, om u genade te kan kom pleit, wetende dat u vir ons die Heilige Gees laat kom het as 'n waarborg, dat ook die belofte van die ewigheid vir ons die waarheid is en dit sal gebeur. En as ons as gemeente vanaand hier voor u is, en ons maar net kan vra, kan kom pleit, Heer, om u genade, want uit genade is ons gered, uit die barmhartigheid en uit die vrede, want die vrede is ons erflating. En die soenverdienste van ons Here Jesus Christus, en hierdie kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak, nou dat ons die seën van die Here op hierdie byeenkoms afgebid het, kom ons maak ons gesangebundels oop by Gesang 12. Gesang 12, daar die eerste en ook die tweede en ook die derde vers. Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Mooi is die aarde, dit het groot waarde, maar is so gering voor u grootheid, die Heer. U is die Alfa en u is die Omega. U kom en elkeen sal u kan sien. U is die eerste en die laaste. Die ganse skepping sal u dien. Kom ons staan, Gesang 12, al 3 daardie verse.
Ons gaan vanaand dan 2 gedeeltes met mekaar saam lees, ter afsluiting dan ook van hierdie Pinksterweek. Rondom die breë tema wat ons vir mekaar gegee het, daar van die begin af, die Heilige Gees en ek, en dan vanaand om my te bewapen met die Heilige Gees. 1 Petrus 1 gaan ons mee begin. 1 Petrus 1 vanaf die 13de tot die 25ste vers. En dan ook die baie bekende Efesiërs 6. Daar gaan ons net by vers 14 stil staan. Maar broeders, voordat ons aangaan, kom dat ons eers die seën van die Here ook afbid op die opening van sy woord. Kom ons staan asseblief. Heilig, 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 Heer God almagtig, U wat was, wat is, en wat besig is om te kom. Heer, U wat vir ons die Heilige Gees gestuur het, was die eerste van die vrugte, die waarborg, dat die wat in U lewe, en wat in U sterwe, sal tot in ewigheid in U teenwoordigheid wees. Daarom wil ons vanaand kom bid. Heer, dat U die akker van elke hart sal voorberei, om U woord in te neem, om U woord te ontvang, dat dit sal groei en dat dit sal vrug dra. Maar Heer, dat U self U vinger op ons mond sal hou, en self U mond by die oor van elkeen wat vanaand hier is. U aangesig, Heer, mag ons nie sien nie, maar U stem mag ons hoor vanuit U woord en deur U Heilige Gees. Ja, Heer, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Laat dit dan vanaand ook so wees. In Jesus naam. Amen. Kom ons begin dan ten eerste met die brief wat deur die apostel Petrus geskryf is, daar die eerste een van die briewe, 1 Petrus 1 vanaf die 13de vers. Nou, die opskrif hier by my en die skrif sê die vermaning om heilig te wees. Vers 13, daarom, want hy sluit nou aan hier by die vorige gedeelte, as hy sê, dinge wat die engele begeerig is om te sien, sê hy, daarom omgord die lendene van julle verstand. Met ander woorde, wees wakker, wees nugter. Omgord die lendene van julle verstand, wees nugter, en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Genade van redding wanneer Jesus weerkom. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat van tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. En dan word breek met die ou dinge. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is,
so moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in gehoorsaamheid en vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Vreemdelingskap, as ons in Psalm 119 vers 19 gaan lees wat vir ons kom sê, maar ons is eintlik hemelburgers. Ons is hier in transito. Dit is amper asof die wêreld vir ons sê, maar ek ken jou nie in jou nuwe optrede nie. Ek is 'n vreemdeling op aarde. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, met ander woorde die vorige lewe. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is, wat uit die ewigheid uit is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Ander vertaling sê, in hierdie laaste tye het julle hom gesien. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek, en hom die heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op hom kan wees. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele deur die Heilige Gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê vanuit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit onverganklike saad nie, maar uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mense soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, sy blom val af. Maar die woord van die Here, die lewende woord wat ons daar in vers 23 gelees het, die woord van die Here bly tot in ewigheid. Dit is die woord wat aan julle verkondig is. Die woord, ons Here Jesus Christus. En dan kan ons net so 'n paar verse hier uit hoofstuk 2 ook die aandag aan gee. Lê dan af. Trek dit uit. Lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en kwaadpratery. Dit is afgelê. En verlang dan sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle dan ten minste gesmaak het dat die Here goedertierend is, dan word as julle ondervind het dat hy goed is. En dan kom dan na hom toe. Die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring aan wat God welgevallig is deur Jesus Christus. En dan kan u maar die res van hierdie hoofstuk verder op u eie gaan lees, daar by vers 9 wat hy sê, julle gemeente is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En dan Efesiërs 6. Efesiërs 6 weet ons almal handel oor die wapenrusting van God.
wat ons dan by vers 14 lees, julle lendene met die waarheid omgord, die onkreukbare lewenswyse, met die borswapen van die geregtigheid, die borswapen van 'n heilige lewe aangetrek. Tot sover dan hier uit die woord van die Here, mag hy dan vanaand met elkeen van ons vanuit sy woord praat en mag sy stem vanaand tot ons kom en ons weer eens kom aanvuur. Vriende, ons het al so baie vir mekaar gesê, God gee eers en dan eis hy. En as ons hierdie gedeelte vanaand met mekaar saamkom oordink, dan sien ons hoe dat God vir ons gee. In Jesus Christus kom gee hy homself. En wanneer Jesus dan wegvaar, het ons in die afgelope week ook vir mekaar gesê, dan kom die belofte van die Heilige Gees wat ons daar in Handelinge 1 van lees. Maar nou is daar so baie wat sê nee, maar die Heilige Gees is nie die Gees van Christus nie, en is nie die Gees van God nie. En dan wil ons vanaand vir mekaar 'n paar dinge baie sterk onder die aandag bring. Die Heilige Gees is God. God se Gees, as u en ek deur die skrif gaan blaai, en ons blaai daarna Matteus 10, vers 2 en verder. En u en ek gaan lees in Efesiërs 4 vers 30, kom sê vir ons dit baie duidelik. Die Gees van God, die Heilige Gees, is God se Gees. Die Heilige Gees daar in Matteus 10 is die Gees wat van die Vader uitgaan. En as u en ek verder gaan lees en ons kom by Jesus en ons kom by Efesiërs 4 vers Filippense 2 vers 5 en verder, en hy sê vir ons hierdie gesindheid wat in Christus was. En ons kom lees daar dat hierdie Heilige Gees is ook die Gees van Christus. En dan kom Jesus en hy kom sê vir ons, dit wat ek vir julle gesê het, daaraan sal die Heilige Gees julle kom herinner. Dit wat ek vir julle gesê het en dit wat ek vir julle kom leer het. Die Heilige Gees, derde persoon van die drie-eenheid, Vader, Skepper, Christus, Verlosser, Heilige Gees, Trooster. En as u en ek nou weer na die oorspronklike toe gaan, dan sien ons dat hierdie Trooster is ons helper. Dit is wat in die Grieks eintlik vir ons daar gestel word. Ons helper, maar ook die een wat ons bemoedig, wat ons, wanneer ons op hierdie lewenspad voel, ons kan nie verder nie, maar ook ons middelaar. Want in Romeine 8 lees ons baie duidelik, dat wanneer u en ek nie verder weet wat om te bid nie, dan is hy die een wat vir ons kom intree. So kom gee hy vir ons.
Maar so in dieselfde asem kom hy ook en kom eis hy ook van ons. Onthou, die Heilige Gees is die waarborg. Die waarborg van ons ewige lewe, maar dan kom eis hy ook van u en van my, kom gee jou hart vir die Here. Kom maak jou hart oop, dat die Heilige Gees daar kan kom inwoon, in jou hele hart. Nie net, soos ons gisteraand en eergisteraand van mekaar gesê het, hier op die stoep by die voordeur nie, maar ook in die voorportale en ook in die sitkamer, die slaapkamer en ook daar buite onder die lapa, ook daar buite by die swembad. Hy kom eis van u en my. In hierdie proses van heiligmaking, want hy het vir ons gesê, word heilig, want ek is heilig, kom eis hy ook van ons om 'n rolmodel, die rolmodel van Jesus Christus ons eie te maak. En die môre as ons opstaan, te kom sê, om 'n besluit te kom neem, soos Jesus, so ook ek vandag. En Heilige Gees kom, en kom vat u my hande, en kom loop u met my deur hierdie pad, deur hierdie dag. Hoe sê Psalm 23? Hy sê, u lei my in die spore van geregtigheid. Dat dit ook elke oggend en elke aand en elke oomblik van elke dag eintlik ook u en my gebed sal wees. Om met hierdie wêreld te breek. Want gisteraand het ons dit duidelik vir mekaar gesê. Wie vriend van hierdie wêreld is, word 'n vyand van God. En 'n vyand van God kan nie aanspraak maak of kan nie kom vra vir die inwoning van die Heilige Gees nie. Want die wêreld daar buite ken God nie. En daarom, as ons met mekaar praat oor heiligmaking, wat is heiligwording? Dan moet u en ek nou maar weer vanaand na onsself gaan kyk. En dan moet u en ek nou maar weer vanaand ons eie lewe onder die loep neem. Want heiligmaking beteken om anders te wees. Anders te wees as die wêreld daar buite. Ons het net nou vir mekaar gesê, om vreemdelinge vir hierdie wêreld te wees. Dat hierdie wêreld eintlik vir ons kom sê, maar ek ken jou nie. Want jy is nie dieselfde persoon van gister en van eergister en van ander week en ander jaar nie. Wat het met jou gebeur? Dat ons vir hom kan sê, Christus het met my gebeur. Die Heilige Gees het met my gebeur. Daarom sal jy wat in die wêreld is, my nie meer ken nie. Om te breek met hierdie wêreld, dink maar weer vir 'n oomblik aan daardie ryk jong man toe hy by Jesus gekom het en hy vir Jesus gesê het, dit het ek alles gedoen. En dan sê Jesus vir hom, een ding kom jy nog kort. En dit is, gaan breek met die wêreld, gaan verkoop alles wat jy het, gaan breek met die wêreld, met daardie dinge wat nog tussen jou en my staan, en dan kom jy terug, en dan kom volg jy my. Want hy is die een wat vir u en vir my kom geloof gee. Hy is die een wat vir u en vir my daardie roekelose geloof kom gee.
want hy kom en hy kom gee vir u en vir my geloof. En dan kom hy en hy eis van u en my om dan heilig te lewe. En weer eens dan staan u en ek vanaand met 'n rooi gesig. As ons hierdie vraag vanaand vir onsself vra, as die wêreld na my kyk, hoe sien hulle my? Sien hulle my as eenkant gesit vir God, eenkant op sy gesit? Sien hulle my as 'n vreemdeling in hierdie wêreld? Want onthou as ons op 'n Sondagmôre die geloofsbelijdenis met mekaar saam herhaal, ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, ek glo in die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat met my op pad is na die ewigheid. En daarom, broeders en susters, is hierdie saak so ontsettend belangrik. Wanneer u en ek met mekaar praat oor heiligmaking, wanneer ek hierdie 10 vingers na myself wys en vir my sê self, hoe lyk jou heiligmaking? Onthou daar die eerste dag, toe ek my hart vir die Here gegee het ek die Heilige Gees ten volle ontvang. Maar ongelukkig is die hartseer daarvan, dat baie van ons op daardie onderste trappie bly sit het. Ek het die geloof ontvang. Ek het die wedergeboorte ontvang. Dis genadegawes uit die hand van God. En so het hy ook vir my die Heilige Gees kom gee. En onthou nou net een ding, die Heilige Gees is eenmaal uitgestort en word nie weer uitgestort nie. En daardie uitgestorte Heilige Gees, die het u en ek ontvang, toe ons hart vir die Here gegee het. Maar nou kom die vraag, en dis die belangrike vraag. Is u en ek in selftevredenheid? Selftevrede om daar op daardie onderste trappie van hierdie leer te bly sit? Dis miskien hoekom ons so kragteloos is. Hoekom daar so min, ja ook in ons kerke so min, van daardie vreugde en die heerlike teenwoordigheid van die Heilige Gees ter sprake is. Nou staan ons hier in 'n geestelike oorlogvoering. In oorlogvoering waarvan ons ook in Openbaring van lees, daar by Openbaring 17 en 18 en 19 en 20 van die ruiter op die wit perd. Ons Here Jesus vooraan, wanneer hy op pad is om die magte van die duisternis finaal te gaan verslaan. Dit wat ons hier in Efesiërs 6 met mekaar saam gelees het. U en ek, broeders en susters, jong mense, staan in die middel van 'n geestelike oorlogvoering. Wanneer u en ek die dag ons hart vir die Here gegee het,
ten volle gegee het. Want Satan is nie bekommerd oor iemand wat maar so halfmas hier tussendeur probeer deursluip nie. Die dag toe ek my hart vir die Here gegee het ek vyand van Satan geword. En Satan is nie iemand wat wil verloor nie. En daarom het ek op daardie stadium in Satan se visuur beland. Op daardie haardraadjies, in daardie visuur. En kan ons as dit ware maar vir mekaar sê, Satan vat 'n dooierus op my. Want Satan kan nie verloor nie, en hy wil nie verloor nie. En nou is hierdie siel wat tot bekering gekom het hy verloor. En ten alle koste moet hy u en my terugkry. Daarom gaan hy alles aanwend. Op alle vuile en lelike en wat se maniere ook al, want hy weet waar u en my Achilleshiel is. Hy weet waar u en my sagte punt is. En hy gaan met daardie vurige pyle, waarvan ons hier in Efesiërs van lees, gaan hy op daardie sagte plek mik. Hy gaan. Nou kom sê Efesiërs 6 vir ons, trek die volle wapenrusting van God aan. En dan gee hy vir ons daardie wapenrusting. Ons het net nog gesê, God gee, en dan eis hy, hier kom gee hy vir ons die wapenrusting. Sy praat van die helm van verlossing, en die skoene van bereidheid aan jou voete, die skild van geloof, die swaard van die gees, jou lendene omgord met die waarheid. En dan kom hy, dan sê hy, met die borswapen van heiligheid aan, die borswapen van geregtigheid. Daardie borswapen was 'n staalplaat wat aan my borskant was en met 'n staalplaat op my rug, wat met leerbande aan mekaar verbind is, en wat my hart, daardie sentrum van my lewe, kom beskerm het. Want Satan weet, as hy my hart kan bereik, en hy kan sy vurige pyle op my hart uitvuur, uitskiet, dan het hy gewen. Maar nou moet ons vir mekaar sê, broeders en susters, so baie maal, ja, ons trek hier die uniform aan. Ons trek hierdie ou aardse vuil klere trek ons uit. Maar hoe baie maal word hierdie uniform, hierdie soldate drag van ons, nie ook maar vol van die modder van die wêreld. En hoeveel gate is daar nie in u en my mondering, waarop Satan korrel. Want ons het gesê, hy ken ons. Hy ken my gedagtes. Hy ken my neigings. Hy weet waar om my te laat struikel. En daarom moet ons vanaand ook vir mekaar sê, vir onsself sê, ons het die Heilige Gees ontvang by wedergeboorte. Maar dit maak nie van u en my sondelose mense nie.
Maar nog steeds het ek daar die aanvaller van voor en ek het Satan die sluipmoordenaar van agter. En hy gaan strikke vir my voet stel. En daarom moet u in my gebed elke oomblik van elke dag wees. Here, soos wat Psalm 23 ook vir ons sê, lei my in die spore van geregtigheid. Lei my in die spore van heiligheid. Here, moenie dat ek val nie. Beskerm u my. Want weet jy wat? Deur die geloof en deur die wedergeboorte, deur die feit dat ek sy kind is, mag ek kom pleit om sy beskerming. Mag ek kom vra dat hy my sal toevou onder sy vleuels. Hierdie oorlog waarin ons is 'n heilige oorlog. Kom ons sê dit maar vanaand vir mekaar, 'n heilige oorlog, omdat dit die oorlog is teen Satan, en nou weet ons wie Satan is. Ons weet dat hy genoem word die owerste van hierdie wêreld. Ons weet dat Jesus hom daar in Johannes 8 noem die vader van die leuen. En ons weet hoe dat hy ook daar in die paradys met sy halwe waarheid na Adam en Eva toe gekom het. Ons weet hy word genoem die ou slang, die duiwel, die Satan. En ons geveg, soldate in die leermag van ons Here Jesus Christus. Soldate teen die magte van Satan. Satan wat uit die hemel uitgewerp is, omdat hy teen God in opstand gekom het. Satan wat dwars deur, en ons kan maar gaan lees van Genesis af tot daar by die kruisiging en ook daarna, hoe dat hy aan mekaar probeer om God se verlossingsplan by die mens in die wiele te ry. En nou kan ek so my geestesoog sien, daardie dag toe Jesus aan die kruis gesterf het, hoe dat Satan breë bors daar weggestap het, ek het gewen. Maar daardie Sondagmôre, toe die graf oopgaan en ons verlosser lewend daar uitkom, hoe dat Satan besef het, maar hy's verlore, of hy het verloor. Hy's 'n verslaane vyand. En nou kom leer die skrif vir ons, en dit is juis waarom u en ek so ontsettend versigtig moet wees. En so naby aan die Here moet leef, so onder sy vlerke, so in sy bloed toegemaak, want daar is niks wat Satan banger voor is, as 'n mens wat in die bloed van Jesus Christus leef nie. Wat Satan rondgaan, soos 'n brullende leeu, en hy kyk wie hy kan verslind. En as u en ek, want heiligmaking, heiligwording, dit wat ons hier in 1 Petrus 1 gelees het, kom vra nie van u en my om op die rusbank te sit nie. Dit kom vra van u en my ontsettende harde werk. Ontsettende harde werk. U en ek kan hierdie geveg, en kom ons sê dit maar vanaand vir mekaar, kan u en ek nie wen nie, kan u en ek ook nie alleen aanpak nie, want ons het die krag en die bystand van God uit die hemel nodig. Daarom, as hy kom sê middelaar, daarom as hy kom sê Heilige Gees, ons helper. Sommige gevalle
beteken dit selfs ons prokureur, ons advokaat, wat vir ons intree. Daarom, broers en susters, vriende, jong mense, daarom is dit so nodig, dat ons vanaand vir onsself sê, ek wil my beklee, daarin in vaste voorneme maak. Ek wil my beklee met die heiligheid wat God skenk. Die oorspronklike staan daar, beklee jou. Trek dit aan. Trek dit aan soos wat 'n mens skoon klere aantrek. En ongelukkig is dit so. Ons is na die beeld van God geskaap. We gaan lees maar Efesiërs 4 vers 24. En ware geregtigheid en heiligheid. Maar wat het u en ek daarmee gemaak? Wat het daar die eerste mense paar daarmee gemaak wat vir u en vir my so saamgesleep het? Hierdie geregtigheid, hierdie heiligheid, die heiligheid wat God skenk hierin. En daarom is dit so belangrik. Daarom is dit so ontsettend belangrik dat u en ek werk maak daarvan, die soenverdienste van ons Here Jesus Christus staan sentraal daarin. En daarom het hy ons so lief, daarom het hy sy seun gestuur, daar aan die kruis, om ons met sy bloed te was, sodat u en ek as heiliges weer voor God kan staan. As sondeloses, as het ware, voor God kan staan. En ek kan hierdie vyand net beveg met 'n heilige lewenswandel. Daar wil ek weer vir u in Petrus 1, vers 15 en 16 gee. Wat vir ons sê, daar is geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Daarom moet ons ook in ons hele lewenswandel heilig wees. En nou moet ons vanaand maar, as ons mekaar sê dat die geloof in Jesus Christus sentraal staan, dan moet dit vanaand vir u en vir my kom leer. En ons het gisterand vir mekaar gesê dat my geloof en my stand van heiligmaking is baie nou aan mekaar verwant. Tot die mate wat ek my lewenshuis vir God oopstel, vir die Heilige Gees oopstel, en hy het oorneem, tot die mate groei ek geestelik. Nou op grond van Jesus het ek die vrymoedigheid. En dit is die genade, so ontsettende groot genade wat vir u en vir my as die kerk van Jesus Christus gegee word. Nou kan u en ek die vrymoedigheid ons eie maak. Daardie vrymoedigheid om die Vader te vra om ons toe te vou in sy beskerming. Want weet jy wat? Gaan terug na Genesis 17 toe. Dan vind ons ook hier die belofte van Genesis 17, die verbondsbelofte vervul. Ek sal vir jou 'n God wees. Jy sal vir my 'n volk wees. Ek sal vir jou 'n God wees wat jou beskerm. Ek het die Heilige Gees gestuur om jou te lei. Maar dan moet jy luister. En daarom, en ek sluit af, daarom is dit so belangrik. As ons vanaand na onsself kyk en vir onsself sê, hoe lyk my geloof?
Want onthou, as gelowige, en net as gelowige kan ek heilig leef, omdat my verhouding met Jesus herstel is. Gemeente van Witrifuur, leef u en ek anders as die wêreld daar buite? Is u en ek 'n vreemdeling vir die wêreld daar buite? Is u en ek aan die hand van die Heilige Gees op pad na die ewigheid, na die ewige lewe? Daarom wil ons hier net vanaand vir mekaar finaal ten afsluiting kom vermaan. Iemand wat die Heilige Gees ontvang het, iemand wat wil groei in die Gees, is iemand wat doen wat God in sy woord vra. As ons sê iemand wat doen wat God in sy woord vra, dan is dit iemand wat die woord ken, wat die woord bestudeer, en wat weet wat God van ons vra. En daarom as ons met mekaar praat oor heiligmaking, oor heiligwording, oor ek as soldaat in die weermag van Christus, soldaat kan tog nie gaan veg as hy nie sy wapens ken nie. Soldaat kan tog nie daar op die front uittrek as hy eers vir sy maat langsom moet vra, wys gou vir my hoe werk hierdie wapen nie. Die wapenrusting van God, die woord, die geloof, die verlossing en die bereidheid. En as ons gaan lees in Efesiërs 6, daar heel op die einde, dan staan daar ook, en bid. Bid. Ken u en ek die woord, broeders en susters? Maar as ek sê ek is 'n heilige, ek is met die Heilige Gees vervul en ek is op die pad van die Heilige Gees en ek groei, dan moet ek ook alles doen wat hy van my vra. En as ons na onsself kyk, hoe lyk ons lewe? En dan, as heilige, geheiligde, op die pad van heiligmaking, ons het gesê, vra dit werk, wees dan wat Jesus wil hê ons moet wees. Kind van God, gewas in sy bloed, beskerm deur sy bloed. Dan moet u en ek ook daarvan werk maak. En daarom sê ons weer vir mekaar, dit vra werk, ontsettend harde werk. Laat God waarlik God wees in ons lewe. Kom ons sê dit weer vir mekaar. Dan moet ek myself afvra of dit so is. Laat God waarlik God wees in my lewe. Die een wat ek aanhang, die een wat ek lief het omdat hy my eerste lief gehad het, hy wat my kon verlos het. En ek maar net in dankbaarheid vir hom kan sê, Vader, wat wil jy hê moet ek doen? God gee vir u en vir my hierdie beskerming van die Heilige Gees. Daarom kon sê vanaand vir u en vir my, kom, hier is dit. Kom trek dit aan, voordat jy in die stryd ingaan. Want dan is jou ewige lewe gewaarborg in Christus. Daarom moet ons onsself maar vanaand ondersoek. Daarom moet ons maar vanaand vir onsself vra, waar staan ek? Kom ons gee geleentheid vir gebed.
Laat ons nie op mekaar wag nie. Laat die Heilige Gees op u in my hart lê, dit waarvoor hy wil hê ons moet bid. Maar veral bid om sy teenwoordigheid ook hier by ons en in ons gemeente. Ons gee geleentheid. Kom ons vra vir een van die dames om vir ons af te sluit asseblief. Amen.
Ons gaan nou afsluit met, soos wat u dit ook daar op die bord het, Gesang 354. Gesang 354, dit is die Magaliesbergse aandlied waarin ons ook daarin vir die Here vra om ons te beskerm. Hoed my as ek my gaan neerlê, groote God, wat altyd waak. O beskerm ons deur u almag as die kwade my genaak. En ook die tweede en ook die derde vers. Asseblief. Kom ons bid nou om die seën van die Here en dan gaan die huis toe in sy vrede. Here onsse God, as ons vanaand kom bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onsse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ons sal omvou, sal toevou op hierdie lewenspad, waar ons ook al gaan, veilig in Jesus se hande. Dankie daarvoor, tot u eer alleen. Amen.